Baie dankie dat ons vandag die voorreg het om hier by mekaar te kan wees, die laaste Sondag voor Kersfees. Here, dankie dat ons U naam kan besing, dat ons kan terugdink aan die Kersgebeure. Here, dankie dat ons kan dink oor die wonderlike aand toe U as geskenk in hierdie wêreld ingekom het. Here, dankie dat ons ver oggend in U teenwoordigheid hier kan sit. Dankie dat ons op 'n spesiale manier verbind is aan al ons gemeentelede wat reg oor die land ook is. En dat ons vandag ook almal saam voor die troon kan kom sit. Here, dankie dat U met ons elkeen vandag 'n spesiale ontmoeting het. Dat U vir ons elkeen vandag iets spesiaals wil sê. En dat U vir elkeen van ons vandag iets van U genade en U liefde wil leer. Hierdie groot geskenk wat na hierdie aarde toe gekom het. En vir ewig en altyd ons lewens in hierdie wêreld verander het. Here, dankie dat ons mekaar kan dra in moeilike tye en kan deel in ons vreugdes. En Here, vandag kom ons ook by mekaar en ons dink aan die mense in ons land en ook in ons gemeente wat ook deur 'n moeilike tyd gaan en wat ook geliefdes aan die dood afgestaan het in hierdie tyd en ook op soek is na hulle kind, Here. Dankie dat ons vandag in U teenwoordigheid kan kom vra dat U by daardie mense sal wees. Amen. Voordat ons dan nou vandag ook verder gaan, is dit ook vir my belangrik dat ons vir mekaar sê, ons dra mekaar se laste in die gemeente en ons dra mekaar, ons maak mekaar se arms sterk en se hande sterk en ons staan saam in die geloof. En in ons gemeente in hierdie tyd is daar mense wat ook deur moeilike tye gaan en mense wat regtig ons voorbidding ook nodig het. En sonder om 'n paar uit te los, dink ek aan hom Philip Dorfling daar in die hospitaal, wat al vir soveel jare sukkel met sy gesondheid en daar 'n operasie plaasgevind en ons dra oom Philip ook in ons harte en ons gedagtes ook en ons glo dat hierdie operasie ook vir hom lewenskwaliteit weer gaan gee in sy lewe. Ons dink aan Tinus en Ronel en Charles Kok wat sy seun verongeluk het laasweek Vrydag aand, waarvan die begrafnis hierdie week was. En ons dink aan Ansel en aan Donovan Keilander en aan Clarice, sy sussie en Rikus wat op hierdie stadium nog vermis is. En daar's soveel meer, die gebedsversoeke op die groep en so en ek weet daar's 'n paar mense wat ek nou mis, maar julle weet van hulle. Ek wil net vra dat ons asseblief as gemeente sal opstaan net in 'n oomblik van stilte en in ons eie persoon ook net hierdie mense in ons harte aan die Here opdra en hulle geliefdes. En vra dat die Here in sy almag uitkoms sal bied, genesing sal bied en troos sal bied in hierdie moeilike omstandighede. Ek vra dat julle saam met my sal opstaan, dat ons dit ook sal doen. Here, ons dra hierdie mense en al die mense wie se name nou ook nie genoem is nie aan U op, Here. Here, ons bid dat U vertroosting sal bied, hoop sal bied, kalmte sal bied, uitkoms sal bied en genesing sal bied. Dankie dat ons as gemeente mekaar kan dra. Here, ons dra nie net die wat in ons gemeente is nie, maar ook al ons boeties en sissies in hierdie wêreld. Here, elkeen wat op tans moeilike tye in hulle lewe beleef, vra ons dat U ook in hulle lewe U teenwoordigheid sigbaar sal maak en op U manier ook vertroosting en hoop en uitkoms sal bied. Amen. Kom maar sit, dankie. Vandag is dan nou, soos ek gesê het, ons laaste Sondag voor Kersfees. En ons het dan die voorreg om ons adventkrans amper heeltemal aan te steek nou. Ons het hierdie kers aangesteek, die kers van hoop. Ons gaan nou kry. En dis nogal interessant, hierdie adventkrans help ons om te dink oor temas van Kersfees. Maar dit help ons ook om bietjie in afwagting te leef vir dit wat nou kom. Jy weet, dit maak ons opgewonde want ons wil ook graag sien dat die middelkers dan nou
aangesteek word en dat ons nou daar aan die einde kom van hierdie tyd voor Kersfees. En dit is nogal wonderlik, ook as ons daaraan dink, want dit is dan natuurlik waar ons vandag gaan gesels, is die afwagting 'n wêreld in afwagting en hoe ons in afwagting kan wees dan nou ook vir hierdie Kersgebeure. Nou en kyk of ons hierdie enetjie kan aansteek. Vandag steek ons dan die laaste een aan voor die groot Christuskers aangesteek word en dis die kers dan van liefde. Ek sal nooit vergeet as kind die gevoel wat 'n mens het voor Kersfees nie. Stap daar in die huis rond en daar is hierdie groot kersboom en onder hierdie kersboom is daar persente of geskenke. En dan stap 'n mens by hierdie boom en dan wonder jy, ek wonder of daar dalk een van hierdie geskenke is wat my naam op het. En dan gaan 'n mens na die kersboom toe en jy tel die geskenke op en jy soek deur die geskenke en jy kyk en jy sien, nee, dis Frikkie. Hallo, dis Frikkie en dis pa en dis ma en dis sussie en dan uiteindelik kom jy daar en dan tel jy hom op en daar is Braam. Die naam Braam uiteindelik op 'n etiket op 'n geskenk. En dan word mens dadelik net gevul met hierdie ongelooflike gevoel van afwagting, nê. Jy kan nie wag om te sien wat in daardie geskenk is nie. En natuurlik, dan gaan jy in die volgende proses in van om uit te figure wat in hierdie geskenk is. Want jy weet wat ook al daar binne is, dit gaan jou lewe verander. En dan skud jy hom en jy voel hom en jy voel hoe swaar is hy en jy probeer uitvind wat in hierdie geskenk is. Want dis hierdie gevoel wat binne jou opbou. Jy kan nie wag om te sien wat hier binne is nie. Nou ek het nou vandag 'n geskenkie hier gebring en 2 geskenke gebring want ek wil hê ons het so 'n paar experts hier binne wat ons kan help vandag. So kom al die kinders, kom gou vir my vorentoe. Ons het 'n paar experts hier binne. Karel, wil jy nou gou vir my vorentoe kom? Ons het 'n bietjie min kinders. Jy kan maar ook vir my kom. Dat ons gaan Chrisel kan nie kom nie want sy het dit vir ons toegemaak. Is daar nog iemand wat hulle self as 'n geskenk expert beskou hierso? So ons gaan nou kyk nie net vir ouderdom nie. Ons gaan ook nou kyk tussen die seuns en die dogters, wie's die slimste. Right. Okay, wie's experts? So al wat julle twee moet doen is julle moet luister en voel wat in hierdie geskenke is. As jy reg raai, kan jy hom kry. Dink dit is 'n deal. Is dit 'n deal vir jou? Okay, so jy kan eers hierdie ene voel en jy kan hom 'n bietjie skud en jy kan hom so 'n bietjie voel en skud. So try 'n bietjie uitfigure wat in daai geskenk is. Skud hom so 'n bietjie, voel die gewig, die balans van dit. Ek het dit 'n spits bietjie moeiliker gemaak dat jy nie kan voel nie, nê. So okay, dan kan jy 'n bietjie ruil bietjie dan kyk julle of julle agterkom wat in die geskenk is. Okay. So nou kan julle so 'n bietjie dink. Ek gaan julle nou weer 'n kans gee. Jong, elke dag wat dit nader kom in Kersfees, bou hierdie gevoel van afwagting. Elke dag stap jy verby daai kersboom en jy tel jou geskenk op en jy wonder weer, was jy gister reg of is dit dalk iets anders? Daar bou jy die gevoel van afwagting in jou op. Met elke oomblik, elke sekonde wat jy nader kom in Kersfees, besef jy dis 'n dag nader wanneer ek hierdie groot geskenk kan oopmaak en ek kan sien wat is dit wat iemand vir my gekoop het, iets wat iemand gesit het in my lewe om my lewe te verander, want jy weet ook, jong, as jy daai geskenk kry, gaan dit jou lewe verander, nee, dit is so. Of dit nou 'n karretjie is wat in die stof kan ry, of dit nou 'n lekker groot suite is, en of dit kouse is, iewerster gaan 'n Kersgeskenk jou lewe vir altyd verander, want dit is iets wat in jou lewe inkom. Jonge, met hierdie opgewondenheid en afwagting, sien jy uit na Kersfees. En so bou hierdie gevoel dan eintlik nou op, nê. Dit is opgewonde, en naderhand is dit hoop, en naderhand is dit amper 'n angstigheid, nê. Jesus, jy kan nie meer mag nie. Soos dit, en dan as daar die onderhandeling, maar pa, is ou Kersaand nie ook maar eintlik Kersfees nie. Kan ons dit nie maar dit dan doen nie, nê. En dan wonder jy, jong,
Moet ek net kyk nie, en ek nee, ek kan nie kyk nie. Net soos dat julle ook nou maar wonder wat hier in hierdie geskenke is. Nou kom ons kyk gou 'n bietjie. Okay. So kom ons hoor. Skud gou een in jou hand. Wat sou jy sê is hier binne? Jy het nie 'n idee nie, nee. Kara, wat sê jy is in daai geskenk? 'n Pakkie sweeties. Okay, kom ruil hulle gou om. Skud hom weer. Maak so. Jy moet die oortoets op doen. Wat sê jy is hier binne? Sweets. Okay, so jy vat daar antwoord. Okay. Wat sê jy is daar binne? 'n Chocolate. Okay. Ons gaan nou vir julle wys. Die wêreld van afwagting, nee. Is julle al 'n bietjie excited om te sien wat daar binne is? Kyk om julle reg is daarom ten minste, nou. Nou, en dan uiteindelik breek Kersfees aan. En jy hardloop. Jy loop nie, jy storm op daai boom af en jy skree: "Ma, pa, kom, dis Kersfees, ek is hier by die boom." En jy's gereed. Dis soos 'n atleet wat die 100 meter gaan hardloop. Jy staan reg. Jy het baie keer jou gereedskap in die hand. Hy sê: "Ek gaan nie nou hierso sukkel nie. Jy weet, ons gaan hierdie ding oopsny en ons gaan check wat daar binne is, want jy kan nie meer wag nie." En dan maak jy 'n geskenk oop. En dan kry jy daai ongelooflike gevoel, daai gevoel wat een keer 'n jaar kom op Kersfees en ook op jou verjaarsdag, maar daar's iets anders in 'n Kersgeskenk, nê. En dan wow, ek het dit gekry. En onmiddellik, maar die geskenk is alles nog nie eens oop nie, dan pak hulle al die speelgoed uit en of is jy al besig om jou speelgoed reg te kry of wat ook al as jy nou groter is, jou mes te bekyk of wat ook al of jou biltong te sny. Jy weet voordat die verrigting al verby is jy al besig om daai geskenk te speel, want dit verander jou lewe onmiddellik. So ek is seker van julle sien nou baie uit daarna om te sien wat hier binne is. So ek gaan hom gou hier langs die kant net oopsny. Moenie dit doen nie. Dit is nie slim nie. Okay, hou so vas. Ons gaan nou oopmaak aan hierdie kant. Alright, so nou gaan ek tel 1, 2, 3. Dan kyk julle of julle reg was. Okay. 1, 2, 3. Maak hom oop. Okay, haal hom uit. Wys vir die mense wat was hier binne gewees. Haal hom mooi uit. Hæ? Dis toe nou nie eens bakkie sweeties nie, nee. Weet jy wat is die ding? Dis 'n slinkie. Jy kan baie met hom doen. Jy al speel mens met 'n slinkie. Dis baie kwaai, nee. Nou vandag kan jy nou hierdie slinkie huis toe vat en jy kan lekker nog gaan speel. Is dit cool? As jy happy? Okay. Sê jy gee hom 'n groot klap. Okay. En dan Kara, vir jou is daar 'n springtou. Jy weet, almal hou van 'n springtou. Verstaan jy? Dis 'n bietjie vir die fiksheid, vir die netbal en al daai dinge. So ek hoop dit gaan ook jou lewe verander. Ek gaan 'n beslis fikser maak. Is jy ook opgewonde oor jou geskenk? Daar's hy, gee vir Kara ook 'n ander klap. Dis kwaai, nee. Jy gedink jy gaan vandag 'n geskenk in die kerk kry. Nee. So die van julle wat op video kyk vandag, onthou, jy weet nooit wat wag vir jou in hierdie eredienste nie. Dalk kry jy nog 'n geskenk ook. Goed. Dis aan my daarom, dis my eintlik is ek wil nie woord toevallig gebruik. Maar dit is eintlik nie vir my toevallig nie. Is daarom vir my een van die mooiste dinge wat daar bestaan. Dat ons dieselfde gevoel wat jy kan kry as 'n kind wat verby 'n kersboom loop en hierdie groot geskenk sien met sy naam op. Daai selfde gevoel van afwagting dat jy nie kan wag om jou persent oop te maak. Dat jy 'n geselle gevoel kan kry, maar hier's iets hier binne in hierdie geskenk wat my lewe in die wêreld vir altyd gaan verander. Dat jy daai selfde gevoel kan kry as jy dink oor Jesus se koms na hierdie wêreld toe. Daai selfde gevoel van iets gaan my lewe verander. Ek kan nie wag om met hierdie geskenk in die lewe in te gaan nie. Vir eeue is dit reeds voorspel. Daar is daaroor gepraat. Daar is geprofeteer oor hierdie groot geskenk wat aan die kom was na hierdie wêreld toe. Die Messias was op pad gewees. Mense het soos opgewonde kinders om 'n kersboom gesit en wag vir eeue en dekades dat hierdie dag op Kersdag
net uiteindelik moet aanbreek. Almal was opgewonde hoopvol dat hulle lewe in die wêreld vir altyd sou verander met die koms van Jesus, die grootste geskenk van al die eeue. Ek gaan nou 'n paar tekste vir julle lees wat Jesus se koms na die wêreld toe vir ons voorspel of daaroor profeteer. En daar's 'n paar temas wat dit vir ons duidelik dan nou kommunikeer. Die eerste enetjie is Jesus sal gebore word uit 'n maagd en hulle sal hom Immanuel noem. Daarvan lees ons in Jesaja 7 vers 14. Daarom sal die Here self aan julle 'n teken gee. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. Dan was daar nog iets wat hulle gesê het oor Jesus. Jesus sal gebore word uit die stam van Juda, die nageslag van Dawid. Genesis 49 vers 10 sê, jy sal altyd heers, jy sal aanhou regeer totdat Silo kom, die heerser aan wie die volke hulle sal onderwerp. Hy maak sy rydier vas aan 'n wingerdstok, sy donkie aan die beste wingerdstok. Sy klere is so rooi soos wyn, sy koningskleed so rooi soos druiwesap. Sê Jakob dan nou vir Juda sy seun in Genesis 49. Jesus kom uit die stam van Juda. Jesaja 11 vers 1 sê, 'n takkie sal uitspruit uit die stomp van Isaai, 'n loot uit sy wortels sal vrugte dra. Dit is wat daar gesê word oor Isaai, nee, nou Isaai was Dawid se pa gewees. En natuurlik die koningskap is afgekap, 'n stomp gekap met die ballingskap. En nou sê dit daar is weer hoop vir hierdie koningskap, want daar sal 'n loot uit daai stomp weer uitspruit. So die koningshuis sal weer herstel word, kan jy amper sê, uit die nageslag van Dawid. Verder sê dit in Jeremia 23 vers 5, daar kom 'n tyd, sê die Here, dat ek vir Dawid 'n regverdige spruit sal laat opskiet. Daai selfde tema van 'n spruit wat weer opskiet, dit ontkiem en begin. 'n Koning wat verstandig sal regeer, hy sal die reg eerbiedig en regverdig regeer in sy land. In sy tyd sal Juda gered word en sal Israel veilig woon. Sy naam sal wees die Here regeer regverdig oor ons. Dis dan in Jeremia 23 vers 5. En dan die Messias sal gebore word in Bethlehem. Micha 5 vers 1 sê, maar jy Bethlehem Efrata, jy is klein onder die families in Juda, maar uit jou sal daar iemand kom wat aan my behoort en hy sal in Israel regeer. Sy begin lê ver terug in die gryse verlede. Iemand sal hom vooruitgaan, Johannes die Doper. Jesaja 40 vers 3 sê, iemand roep, maak vir die Here 'n pad in die woestyn, maak in die barre wêreld 'n groot pad vir ons God. 'n Profesie oor Jesus wat lig is vir die wêreld. Jesaja 9 vers 1 sê, die volk wat in donkerte geleef het 'n groot lig gesien. Oor die wat in die donker land was, het 'n lig geskyn. Jesaja 42 vers 6 sê, ek is die Here, omdat ek getrou is aan my verbond, het ek jou geroep. Ek hou jou vas, ek beskerm jou, ek maak jou my verbond met my volk, my lig vir die nasies. En dan die Bethlehem ster. Daar so staan in Numeri 24 vers 17. Ek sien hom, maar hy kom nie nou al nie. Ek kyk na hom, maar hy is nie name nie. Daar kom 'n ster uit Jakob. Daar staan 'n heerser in Israel op. Hy verpletter die voorkop van Moab. Hy vernietig al die opstandiges. Nou as jy nou al hierdie dinge gehoor het, wat ek nou geleer het, lees dit vir julle, klink dit daarom baie bekend, nê? Nee. As ons nou 'n bietjie gesels oor al die goedjies wat julle nou na geluister het, nê? Nee. Ons weet van die Bethlehem ster, ons weet Jesus is gebore uit 'n maagd en sy naam is Immanuel. Ons weet al hierdie dinge, want ons staan aan die ander kant van die geskiedenis. Ons het reeds die vervulling van al hierdie profesieë waargeneem en gesien. Ons sit reeds hier met die grootste geskenk van die eeue in ons hand. Dis hoekom dit vir ons so ongelooflik bekend klink, want dit is mos die storie van Kersfees. Dis as jy enige iets verder lees in die Nuwe Testament, is dit die dinge wat jy gaan hoor, wat in vervulling gekom het, en jy leef reeds in daardie tyd. Maar vir die mense wat dat gehoor het, was dit nog nie in vervulling nie. Vir
duisende jare, honderde jare voordat dit gebeur het, het mense hierdie dinge geprofeteer dat dit sal gebeur. Dis geprofeteer aan mense wat onder verskriklike konings en heerskappye swaar getrek het. Mense wat in ballingskap weggevoer is, mense wat nie meer in hulle eie land is nie, mense wat onder moeilike omstandighede leef, mense wat leef met die hoop dat daar eendag tog net 'n uitkoms sal wees in hierdie wêreld. Mense wat onder die swaar las van en die swaar juk van sonde leef. 'n totale ander wêreld as wat ek en jy vandag beleef. Die mense wat hierso sit langs die riviere van Babel en hulle liere in die bome ophang en sê, wat het ons nog om liedjies te speel en te sing as ons mense in 'n vreemde land is, weg van ons dinge af. Dis die mense wat hierdie dinge gehoor het wat ek nou vir jou gesê het. Jy kan dit ook hoor in jou lewe en dink, maar is ons ook nie in Suid-Afrika op soek na uitkoms en redding in ons moeilike omstandighede nie? Hoe sou ons ook kon vereenselwig met die boodskap wat hierdie mense gehoor het? Sou jy nie gesit en wag het in afwagting en hoop vir die koning van die konings wat met regverdigheid kom regeer, as jy onder 'n onderdrukkende diktator van 'n koning swaar trek nie? As jy in Assirië sit of Babilonië sit met al hierdie afgoderry om jou, as hierdie mense jou forceer om nie 'n God te aanbid nie, sou jy nie in afwagting geleef het vir die koning van die konings wat kom nie? Sou dit nie die bron van hoop in jou lewe gewees het nie? As jy gehoor het van 'n nuwe tyd wat aanbreek, die lig van God wat in hierdie wêreld skyn, die lig wat die wêreld gaan verlig, 'n donker wêreld, sou jy nie in afwagting geleef het, met angstigheid opgewonde gewag het vir hierdie dag om net aan te breek nie? As jy gehoor het dat jy gered gaan word, dat jy gered gaan word van sonde, dat jy gered gaan word van jou lewe, dat daar 'n nuwe lewe bestaan en dat daar 'n heerser en 'n Messias op pad is en dat hy gaan gebore word in die stad Bethlehem, sou jy nie vir jou 'n huis gaan koop het in Bethlehem net sodat jy naby aan die aksie kan wees, dat as dit gebeur dat jy kan die eerste wees wat weet dit gebeur nie? Sou jy nie in jou lewe vol hoop en afwagting elke aand in die sterrehemel opgekyk het en gehoop het, jy sien vanaand daardie ster wat sal skyn uit die stam van Juda nie? Sou dit nie die manier gewees het hoe jy geleef het nie? Sou jy nie met afwagting gewag het vir die Messias om sy voorskyn te maak nie? Vir die groot geskenk van die eeue om gebore te wees nie? Ons sit vandag hier aan die ander kant van die geskiedenis en ons kan vir mekaar sê, dit het gebeur. Kersfees het aangebreek. Ekskuus, ek net 'n slukkie water hiervat. Die wêreld wat in afwagting gesit het, soos kinders om 'n boom, en gewag het dat die dag moet aanbreek vir Kersfees om hier te wees. Daai dag het uiteindelik aangebreek en dit wat oor Jesus geprofeteer is, het waar geword. Uiteindelik het Jesus gekom. Net soos dit vir al die eeue voorspel is. Jesus sal gebore word uit 'n maagd en hulle sal hom Immanuel noem. Daar is die eerste teks, die tweede teks sê Matteus 1:22 sê, dit het alles gebeur sodat die woord wat die Here deur sy profeet gesê het vervul sou word. Die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en hulle sal hom Immanuel noem. Die naam beteken God by ons. Jesus sal gebore word uit die stam Juda, die nageslag van Dawid. Julle het hierdie tekste gehoor. Die vervulling daarvan is Matteus 1:1, die geslagsregister van Jesus Christus, die seun van Dawid, die seun van Abraham. Daar is daardie ook in vervulling. Die Messias sal gebore word in Bethlehem. Micha 1 se teks sê, maar jy Bethlehem Efrata, jy is klein onder die nasies, maar uit jou sal daar iemand kom wat aan my behoort, en hy sal in Israel regeer. Matteus 2:1 sê, Jesus is in Bethlehem in Judea gebore,
tydens die regering van koning Herodes. Iemand sal hom vooruitgaan, Johannes die Doper. Johannes 1 sê, vers 6 sê, daar was 'n man wat deur God gestuur is, sy naam was Johannes. Hy het gekom om te getuig. Hy moes getuig van die lig, sodat almal deur hom tot lig kon kom. Hy was self nie lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Gepraat van die lig, profesie dat Jesus die lig vir die wêreld is. Dit het ook vervulling gekry. Johannes 8 vers 12. Op 'n ander keer het Jesus vir die mense gesê, ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Die Bethlehem ster. Matteus 1 vers 1 sê, Jesus is in Bethlehem in Judea gebore tydens die regering van koning Herodes. Na Jesus se geboorte het daar sterrekykers uit die ooste aangekom en gevra, waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om aan hom hulde te bewys. Nou, ek hoop julle het vir 'n oomblik iets beleef hier. Dat Jesus se koms nie 'n toevalligheid is nie. Dat Jesus se koms nie maar net gebeure is wat plaasgevind het en opgeskryf is en dis nou hoe dit gebeur het nie. Ek hoop julle het gehoor dat as ons die liedjie sing en die woorde sê vir eeue is dit reeds voorspel, dat dit ongelooflike gewig dra. Aan die een kant om vir mekaar te sê, hierdie is die plan van God wat tot vervulling kom. Die feit dat Jesus gebore is, dit is God se plan. Dit is wat moes gebeur het en dit het gebeur net soos dit geprofeteer is dat dit sal gebeur. Van Genesis af. Julle al daaraan gedink. Toe Jakob vir Juda seun en hy praat met Juda, daar al was dit gesê. Twee groot profete, Jesaja, Jeremia, hulle sê dit. Jesus kom. En mense leef van die begin van tyd af met die afwagting dat hierdie Jesus sou kom. Hierdie dag wat ons herdenk, Kersdag, is 'n dag wat ons herdenk waar ons sê die grootste geskenk denkbaar tot die mensdom het aarde toe gekom, het 'n realiteit vir ons geword. Hierdie afwagting wat ons as wêreld gehad het vir al die dekades lank, van die begin van tyd af amper, het uiteindelik sy vervulling bereik toe Jesus gebore is in 'n stal in Bethlehem. En wat ons mekaar gesê het is, die oomblik wat jy 'n geskenk in jou hand inneem en jy daardie geskenk oopmaak en jy sien wat in daai geskenk is, en jy begin met dit te speel, verander dit jou lewe. Is dit nie tog wat Jesus vir ons gesê het hy gaan kom doen nie? Hy gaan die wêreld kom verander. Hy gaan jou wêreld kom verander. En omdat hy jou wêreld verander, gaan hy in almal se wêrelde verander die wêreld in geheel. Dis die koninkryk van God. Ongelukkige Jode het dit bietjie anders verstaan. Hulle het verstaan dat Jesus 'n politieke Messias gaan wees wat kom met swaard en spies en vuur. Hulle het nie besef die groot krag wat daarin lê om die wêreld in liefde te verander nie. Die groot krag wat daarin lê om individuele mense se lewens te verander en so die wêreld te verander nie. Sien, ons kry die grootste geskenk sodat ons die grootste geskenk vir die wêreld kan wees. Dis waaroor dit gaan. As jy 'n geskenk kry, verander dit jou lewe, maar omdat jou lewe verander die mense om jou sin ook. Want jy het 'n invloed op ander mense. Saam vestig ons die koninkryk van God. Nou hier is die ding. Jesus se geskenk is aarde toe. Jesus is gebore in Bethlehem en die geskenk het gekom en daardie geskenk het vervulling gekry aan die kruis, soos hierdie so mooi vir ons uitbeeld, die krib tot kruis. En die feit dat Jesus vir ons aan die kruis gesterf het iets laat gebeur. En dis seker die wonderlikste ding wat ooit in hierdie mensdom kon gebeur het. En dit is dat elke liewe persoon in hierdie wêreld die geskenk in hulle hand vashou. Die geskenk van Immanuel, God met ons. Die geskenk dat Jesus in jou lewe 'n verskil wil maak. Die geskenk dat hy die lig van lewe in jou lewe wil skyn. Die geskenk van die ewige lewe. Die geskenk van Jesus se liefde. Die geskenk van verlossing, van genade, van vergifnis. Alles waarvan ek en jy vandag kan getuig. Elke liewe mens in hierdie wêreld sit met 'n geskenk in hulle hand.
Of hulle nou 'n moslim is, en of hulle 'n ateïs is, wie ook al hulle is, sit met daai geskenk in hulle hand. Maar hier is die ding. Geskenk beteken niks vir jou, as jy hom nie oopmaak om met hom speel nie. Jy kan hom kry. As jy hom wegsit en vergeet van hom, daai geskenk in jou lewe 'n verskil gemaak het. Was wonderlik, iemand het vir jou geskenk gegee, baie dankie, dis wonderlik van jou om dit te doen. As jy hom nie oopmaak nie. As jy met daai geskenk begin werk nie, kan dit nie jou lewe verander nie. Ek wonder nog oor die mens, wat 'n geskenk, 'n pragtige, waardevolle geskenk toegedraai sou kry, en hom net eenkant in 'n garage gaan gooi, waar hy stof opgaar. Ek soek nog daai ou. Ek kry hom nie. Die mees waardevolste geskenk in hierdie wêreld is tog lewe. En Jesus gee vir ons ewige lewe is 'n geskenk. Ek verstaan nie hoe mense daai geskenk weggooi nie. Ek verstaan nie hoe mense nie daai geskenk wil oopmaak nie. Ek verstaan nie hoe mense met daai geskenk wil interaksie sodat hulle lewe kan verander nie. Openbaring sê vir ons reguit, Jesus staan aan die deur en klop vir elke mens. Die geskenk is vir almal, maar maak jy die deur oop? Aanvaar jy die geskenk? Aanvaar jy Jesus in jou lewe? Aanvaar jy dat van die begin van die Bybel af daaroor Jesus geprofeteer is, en dat Jesus al daardie dinge tot vervulling gebring het, sodat die wêreld kan verander? Aanvaar jy daai geskenk en maak jy hom oop? Want dit sal jou lewe verander. En daarom dink ek, ons elkeen wat hierso sit, ons het daai geskenk oopgemaak. So kom ons hier is, né? Ons weet wat daai geskenk behels. Ons weet hoe pragtig en hoe wonderlik daai geskenk is. En miskien dalk hierdie jaar in Kersfees moet ons dit dalk 'n punt maak om vir mense te sê, die ware betekenis van Kersfees is die feit dat jy 'n ongelooflike geskenk gekry het. Kan ek jou leer hoe om hom oop te maak? Kan ek jou help om hom oop te maak? Kan ek jou leer wat dit beteken? Want dit gaan jou lewe verander. Dit gaan jou red. Dit gaan doen aan jou wêreld wat eeue reeds voorspel het, dit gaan doen. Dit gaan die lig skyn. Dit gaan die water wees wat jy drink, wat jy nooit weer laat dors kry nie. Dit gaan die baken van hoop wees. Dit sal jou lewe verander. As dit nie die geskenk wat ons kan wees vir die wêreld nie. Om te sê, dis hoe ons lyk as mense wat reeds hierdie geskenk oopgemaak het. Wil jy nie ook tog maar net daardie geskenk oopmaak nie? Wil jy nie tog maar net ook in Jesus begin glo nie? Wil jy nie tog ook maar net begin glo dat iemand so lief is vir jou, dat al het jy dit nie verdien nie, jy nog steeds 'n geskenk gekry het nie. Toe jy nog sondaar was, het Jesus daai geskenk in jou op jou skoot neergesit en gesê, my kind, hier's iets vir jou. Ag asseblief tog, maak dit oop. Maak dit oop, dat dit jou lewe kan verander. Hoe wonderlik is dit? Nie om te weet dat dit is hoe groot God se liefde vir ons is nie. Dit bring my nogal terug na die feit dat ons geskenke gee vir mekaar. Hoekom doen ons dit? Uit liefde uit. Uit omgee uit. Jy maak moeite. Jy gaan in 'n winkel in en jy gaan kyk, wat is dit wat iemand van gaan hou? Jy gaan vir iemand 'n geskenk gee wat dalk vir hulle spesiaal gaan wees, wat hulle aan iets kan herinner of aan iets laat dink. Jy maak moeite met daai geskenk. En dan gaan sit jy en jy draai dit toe of sit dit in 'n sakkie of in 'n boksie, iets wat jy uitgesoek het, spesiaal vir daai persoon. Iets wat hulle oog gaan vang en dalk vir hulle mooi gaan wees. En dan stap jy na daai persoon toe en jy sê, geseënde Kersfees. En jy sit daai geskenkie in hulle hande neer. Amper tailor-made vir elke persoon. Is dit nie die geskenk van Jesus vir ons elkeen nie? Kom Jesus nie op 'n intieme manier in jou lewe om in jou wêreld 'n verskil te maak nie. Kom hy nie op 'n spesiale manier met hoop en genade en verlossing in jou lewe in nie. Is dit nie hy wat in sy teenwoordigheid elke dag jou lewe verander nie? Dit is die geskenk van Kersfees. 'n teenwoordige, liefdevolle God.
Soos eeue reeds voorspel het, so het dit gebeur. En vir eeue nog sal God se teenwoordigheid in hierdie wêreld die grootste geskenk wees wat ons nog ooit ontvang het. Mag jy hierdie Kersfees daardie geskenk gaan deel. Jesus, jou verlosser, is gebore. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons ook vandag kon hoor hoe 'n wêreld in afwagting was vir U wat kom. Dankie dat ons die tekste kon lees wat ons herinner oor hoe mense in daardie tyd sou gehoor het van U en die woorde wat hulle van U sou gehoor het. Dankie dat ons ook daai selfe gevoel van afwagting en verwagting in ons harte kan laat groei. Dat daardie woorde in ons kan opborrel en dat ons dieselfde gevoelens in ons kan kry oor die verskil wat U in ons lewens kan maak en U in ons land kan maak. Here, ek vra dat elke persoon in hierdie wêreld wat hierdie jaar 'n geskenk oopmaak, 'n oomblik van U liefde sal beleef, sodat hulle sal hinker om die geskenk van die geloof in hulle lewens oop te maak. Here, dankie dat ons in afwagting in ons eie lewe kan leef om te sien wat is dit wat U ook in hierdie jaar vir ons, met ons en deur ons gaan doen. Dankie dat ons geen oomblik van ons lewe sonder U teenwoordigheid is nie. Dat U daar is wanneer ons uitbundig lag en dat U daar is wanneer ons uit ons harte uit huil. Dat U daar is wanneer ons sterk is en dat U daar is wanneer ons swak is. Dat U daar is in ons vreugdes en daar is in ons oorwinnings en daar is in ons kere wat ons verloor het, Here. Dat U in elke oomblik van ons lewe daar is. Dankie vir hierdie geskenk. En dankie dat U dit spesiaal vir ons elkeen gegee het. Ja, Here, soos kinders om 'n kersboom sit ons in afwagting om hierdie geskenk in ons lewe ook te sien werk in hierdie jaar. Dankie dat U ons lewens en ons wêreld kom verander het.